1 Samuel hoofstuk 15. Dan lees ons saam vanaf vers 8 van 1 Samuel hoofstuk 15. Ek hou vir julle voor. En Agag, die koning van Amalek, het hy lewendig gevang, maar die hele volk deur die skerpte van die swaard met die banvloek getref. Maar Saul en die manskappe het Agag gespaar, en die beste van die kleinvee en beeste en die naasbestes en die lammers en alles wat van waarde was, dit wou hulle nie met die banvloek tref nie. Maar al die goed wat veragtelik en vervalle was, dit het hulle met die banvloek getref. En die woord van die Here het tot Samuel gekom en gesê, ek het berou gekry dat ek Saul koning gemaak het, want hy het van my afvallig geword en my woorde nie uitgevoer. Toe het Samuel kwaad geword en die hele nag deur die Here aangeroep. Maar die môre vroeg het Samuel hom klaargemaak om Saul te ontmoet. En aan Samuel is meegedeel en gesê, Saul het in Karmel aangekom en kyk, hy het vir hom 'n gedenkteken opgerig. En hy het weggedraai en verbygegaan en afgetrek na Gilgal. Toe Samuel by Saul kom, sê Saul vir hom, mag u geseënd wees deur die Here, ek het die woord van die Here uitgevoer. Daarop vra Samuel, maar wat vir 'n gebler van kleinvee is dit in my ore en 'n gebulk van beeste wat ek hoor? En Saul sê, van die Amalekiete het hulle dit gebring, want die manskappe het die beste kleinvee en beeste gespaar om aan die Here, u God, te offer. Maar die ander het ons met die banvloek getref. Toe sê Samuel vir Saul, hou op dat ek jou kan meedeel wat die Here vannag met my gespreek het. En hy antwoord hom, spreek. En Samuel sê, is jy, hoewel jy klein was in jou eie oë, nie tog die hoof van die stamme van Israel nie? En die Here het jou as koning oor Israel gesalf. En die Here het jou op die pad gestuur en gesê, gaan heen en tref die sondaars, die Amalekiete, met die banvloek en veg teen hulle, totdat hulle vernietig is. Waarom het jy dan nie na die stem van die Here geluister nie, en op die buit afgestorm en gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here? Toe sê Saul vir Samuel, ek het na die stem van die Here geluister en gegaan op die pad waar die Here my opgestuur het, en Agag, die koning van Amalek, gebring, maar die Amalekiete het ek met die banvloek getref. Maar die manskappe het van die buit kleinvee en beeste geneem, die beste van die bangoed, om aan die Here u God in Gilgal te offer. Daarop sê Samuel, het die Here behaag in brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffers, om te luister beter as die vet van ramme. Want wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêery, en eiesinnigheid is afgodery en beeldediens. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp. Toe sê Saul vir Samuel, ek het gesondig, omdat ek die bevel van die Here en u woorde oortree het, want ek was bevrees vir die manskappe en het na hulle geluister. Vergeef dan nou tog my sonde en kom met my saam terug, dat ek die Here kan aanbid. Maar Samuel sê vir Saul,
Ek sal nie met jou saam teruggaan nie, omdat jy die woord van die Here verwerp het. En nou het die Here jou verwerp om koning oor Israel te wees. Toe Samuel hom omdraai om weg te gaan, gryp hy die slip van sy mantel, maar dit het afgeskeur. En Samuel sê vir hom: "Vandag het die Here die koningskap oor Israel van jou afgeskeur en dit aan jou naaste gegee, beter as jy." Ons lees net so ver in die onfeilbare woord van die Here. Kom ons sit net so en dan doen ons 'n gebed saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, dankie dat ons in hierdie aand weer saam kan kom en gemeenskap kan hê saam met die heiliges. Here, en ook so in hierdie aand te kon begin om U te loof en te prys met ons stemme. Here, dankie dat ons as nietige mens die voorreg het om die God van hemel en aarde te kan aanbid. Here, dankie dat U ook so aan ons dink, soos by psalmskrywer skryf, wat is die mens dat U aan hom dink? Here, want ons is stof en tot stof sal ons terugkeer. Here, maar dankie dat U ook U seun vir ons gestuur het om 'n mens te word. Here, om ook so aan 'n kruis te gaan sterf en ons sondes, ons krankhede, ons smarte op U te neem. Here, sodat daar ook verlossing vir ons kan wees. Here, maar so het verlossing vir elke een van ons gekom. Here, U is nie een wat bo ander uitverkies is nie. Maar die evangelie is daar vir elke een. Redding is daar vir elke persoon wat glo. En U naam uitroep om gered te kan word. Here, dankie dat ons ook so ons kerk aan U kan kom afgee. Here, hierdie wonderboom gemeente van ons. Here, wat in U hande is. Dan wil ek ook so kom vra in hierdie aand dat U ons sal lei, dat U die kerkraad sal lei in die besluite wat gemaak moet word. Here, dankie dat ons as ons kan inry en kan sien wat se werk is gedoen. Mure wat herbou moet word, die braaier se dak wat moes reggemaak word. Ag Here, hier is soveel werk wat gedoen moes word. Wat 'n paar maande terug soos 'n ysberg gelyk het U die kerkraad gedra, elke persoon wat gehelp het, om hulle in staat te stel om dit te kan doen. En daarvoor wil ons net vir U kom dankie sê. Here, dankie dat daar ook nog steeds kinders is vanoggend toe ons die voorreg gehad het om in die huis te kon sit en die kinders kon aanskou wat hier uitbeweeg het vir die kinderkerk. Here, wil ons vir U dankie sê, Here, dat U nog steeds kinders in ons gemeente is. Here, want daar is soveel gemeentes reg oor die land. Here, nie net in die eie kerk nie, maar kerke wat nie meer kinders het nie. Here, mense wat in die banke sit en nie meer weet asof die kerkdeure kan oopbly nie. Here, wil ek in hierdie aand kom en vra, Here, dat U met ons jong mense sal wees. Here, dat U hulle sal red agter die wêreld uit. Here, die vieslike goed wat in ons wêreld gebeur. Here, soms is daar nie eens woorde in ons gedagtes om dit te kan beskryf. Here, hoe afvallig ons mensdom geword het. Here, ons jong mense. Here, wat net genot soek waar hulle gaan. As ek dit so kan uitdruk, wat net 'n lekker tyd soek hier op aarde. Here, maar dan wil ek vra, Here, dat U in hierdie aand kom
Here, en in daardie siele sal werk. Here, daardie mense, daardie jong mense sal bring op 'n punt waar hulle besef daar is iets na die dood. Here, dat hulle net dit begin ernstig sal opneem. Here, ek glo vir elkeen van ons, vir oupa, vir ouma, pa en 'n ma, broer, 'n suster, is dit 'n groot bekommernis, Here, as hulle dit kan sien, waarmee hulle kleinkinders of kinders mee besig is. Here, maar ek vra, Here, bemoedig hulle, Here, dat hulle sal aanhou om u liefde uit te beeld aan hulle, om die evangelie te verkondig daar waar daar tyd is. Here, maar dat hulle ook so tyd in gebed sal spandeer, om daardie name voor u te kan noem. Here, want ons weet daar is krag in gebed. En dan wil ek ook so vra dat u met ons jeug sal wees, dat ons jeug ook sal kan groei, nie dat daar in getalle moet vaskyk, dat ons kan bly wees oor getalle of trots kan wees op getalle van die kinders nie. Here, maar dat ons weet daar is jong mense wat die woord hoor, wat die woord kan hoor, wat die woord kan glo en dat so kan gaan en kan verkondig. En dan ook so kan u hulle dan roep om ook so voltydse diens toe te gaan, of dit vir kanselbediening is, Here, of 'n sendeling. Here, vra ek, Here, dat u mense weer sal roep. Here, want die oes is groot, maar die arbeiders is min. Maar dankie dat ons vir u kan vertrou, dat u arbeiders in die oes sal uitstuur. Dankie dat ons hierdie aand in u hande kan kom plaas en vra dat u van sitplek na sitplek sal beweeg. En in elkeen van ons harte sal kom werk vir die woord wat vanaand gaan uitgaan. En dankie dat ons ook so kan weet dat u woord nooit leeg terug sal keer na u toe nie. Ons bid in u kosbare naam. Amen. Ek wil julle aandag vestig op ons teks van oordenking, 1 Samuel 15 vers 28 wat sê, en Samuel sê vir hom, vandag het die Here die koningskap van Israel van jou af geskeur. En dan praat ek met julle oor die tema Saul se ondergang. Op 10 April 1902, toe die Titanic sy nooiingsvaart gehad, het soos wat ons weet was hierdie die grootste, luukste skip wat in daardie tyd met mense hande gemaak is. Hierdie skip het wel onsinkbaar gelyk vir die mens. Hierdie groot, majesteuse skip het 'n kaptein gehad. En hy het sy ding gedoen. En toe het verkeerde keuses in 'n ysberg hierdie groot skip, wat onsinkbaar gelyk het, sy ondergang veroorsaak. En so was hierdie groot luukse skip niks meer werd op die see nie. Dit wat die mens gedink het van hierdie skip, is weggesink in 'n oomblik. In die dieptes van die see en alles, omdat hulle iets gemaak het van hom wat dit nooit was nie. Die Titanic het in een nag sy glans verloor. Sy roem, die eer van mense en die naam wat aan hom toegeken is. Dit alles het hierdie skip verloor. En dit laat ons nogals dink wat hier sit vanaand. Want hoeveel keer gebeur dit nie met ons as mens nie? Ons dink meer van onsself as wat ons moet. Ons neem sekere dinge aan, ons praat baie van die Engelse gesegde, he thinks he is 10 foot tall and bulletproof. Maar soveel mense, soveel kinders van die Here het al die merk gemis. Soveel besef dit te laat, maar die val is groot. En so het ons hier in hierdie gedeelte gelees van 'n koning
wat kop en skouers bo die hele volk uitgestaan het. Hierdie koning is nie deur mense gekies nie, maar hierdie koning is deur God gehandpick uit die volk uit. God het hierdie man gekies om sy volk te lei. Hy was 'n gesalfde van God. Die gees van die Here het oor hierdie man vaardig geword. Hy het 'n doel gehad. Op die oog sou dit lyk asof hierdie koning nooit sal kan ondergaan nie. Maar soos die Titanic 'n verkeerde keuse sy ondergang gekos het, voor hy sy oë kon uitvee, het sy vleeslike begeertes oorgeneem en die Here het die koningskap van hom ontneem. Hy het wel nog die kroon gedra, hierdie koning Saul, maar daar was meer geen krag in sy koningskap. Saul se ondergang het nie oornag gekom soos die Titanic se nie. Maar dit was as gevolg van sondes wat hy toegelaat het. In sy eie lewe het hy toegelaat dat sy vlees oorwinning kry oor sy lewe. Hy het selfs sondes in sy koninkryk, in sy manskappe, in sy laar toegelaat, dat hierdie man, hierdie koning wat kop en skouers bo die res uitgestaan het, verwerp is as koning. Soos ons dit gesien het in ons teks van oordenking, waar die Here die koningskap van hom afgeskeur het. En dit alles het gelei tot sy ondergang. Die lewe van Saul is vir elkeen van ons wat hier sit vanaand 'n waarskuwing. Want Saul is geroep vir 'n doel. Die Here het 'n doel op sy lewe gehad. En so is elkeen van ons, waar ons vandag leef en ons het die Here Jesus aanvaar as ons verlosser en saligmaker. So is ons ook geroep vir 'n doel. Die Here wil ons ook gebruik. En ons sien hoeveel keer dat kinders van die Here op 'n punt kom waar hulle ondergang onverwags is. Broers wat op die oog af gelyk het, asof hulle nooit sou kon ondergaan nie. Baie was vir ons 'n voorbeeld van hoe 'n man van God moet lyk. En hoe 'n man wat op die kerkraad sit of in die gemeente is wat miskien nie op die kerkraad sit nie, vir ons 'n voorbeeld was as kind, of selfs in ons ouer lewe, waar ons na mense gekyk het en gedink het, dit is hoe iemand moet lyk wat waarlik gered is. Maar op 'n dag, toe is die ondergang onvermydelik. Dan vra ons vir onsself die vraag, hoe het dit gebeur? Ek praat vandag met my broers en my susters, wat ook hierdie groot roeping op hulle skouers het. Dat ons hierdie voorbeeld wat ons in die geleesde gedeelte vind, nie ligtelik sal opvat nie. Want ons kan ook op 'n stadium kom in ons lewe, waar die vlees oorneem en ons nie meer ag gee op die opdrag van God in ons lewe nie. Want soos wat Saul vir die vlees plek gegee het ons vandag ook nog hierdie vlees wat sy ding wil doen. En ons as kinders van die Here
is nie gewaarborg van enige versoeking van die vlees nie. Paulus waarsku ons so dikwels teen die vlees, soos in Romeine 7 vers 18 tot 19, waar hy sê, want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie. Want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil, doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Vir ons as kinders van die Here is hierdie vlees 'n groot gevaar. En ons moet daarteen waak, sodat ons nie op 'n stadium in ons lewe kom waar ons wel nog as kind van God lewe. Ons bely nog met ons woorde dat ons kinders is van God, maar ons lewe getuig nie daarvan nie. Want Saul was nog wel gekroon as koning, maar dit was kragteloos. Vanaand gaan ons na 4 oorsake kyk wat Saul se ondergang gekos het. Hy het wel baie sondes gedoen. Hy het baie gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here, maar toe hy sy laaste kans gehad het om homself te bewys, het hy daarin geval. Want toe gee hy nie ag op die woord van die Here nie. Ons sien in hierdie gedeelte, Saul se ondergang was veroorsaak deur eie willigheid. 1 Samuel 15 vers 9 wat sê, maar Saul en die manskap het Agag gespaar, en die beste van die kleinvee en beeste, en die naasbeste en die lammers, en alles wat van waarde was. Dit wou hulle nie met die bandvloek tref nie, maar al die goed wat veragtelik en vervalle was, dit het hulle met die bandvloek getref. Saul het nie ag gegee op die opdrag wat God deur Samuel aan hom bekend gemaak het nie. Ons sien in 1 Samuel 15 vers 3 dat God se wil was dat Saul alles met die bandvloek moes tref. Man, vrou, suigeling, dier, alles moes gedood word. Maar sy wil was ongelukkig groter as die wil van God in sy oë. Hy en die manskappe het dit wat nog waarde het, dit het hulle gespaar. Dit wat goed was in hulle oë, het hulle nie met die band getref nie. Selfs waar die Here gesê het, hulle moet vir Agag doodmaak, het hulle dit nie gedoen nie. Want in daardie tyd, as jy 'n koning van 'n ander land teruggevat het na jou eie land toe, dan was jy geprys gewees. So op die ou end het alles om Saul begin draai. Sy wil het vir hom saak gemaak. Die eie ek was vir hom meer belangrik as God. Maar God handel nie ligtelik oor hierdie saak nie. Waar mense nie sy wil uitvoer en dit doen wat hy van hulle vra nie, hy handel nie goed daarmee nie. Soos ons sien in Josua 7, waar Achan en sy hele gesin as gevolg van een begeerte gedood is. Net omdat Achan teen die wil van God opgetree het. Samuel gaan so ver deur om te sê, want wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêry. En eie sinnigheid is afgodery en beeldediens.
Ons sien dit in 1 Samuel 15 vers 23. Dit lyk nie te ernstig nie, maar eie ek, die eie ek word vergelyk met afgoderry en beeldediens. Dit laat ons dalk 2 keer dink as ons daardie woorde hoor, om te sien hoe ernstig dit is in die oë van die Here. Dit kan vinnig in ons lewe ook gebeur, dat ons nie die wil van God wil uitvoer nie. Of soms doen ons dit tot op 'n punt waar dit ons pas. Soos as jy ouer word en jy kom op die stadium waar jy nou nie meer met jou speelgoed speel nie en jou ma sê vir jou, pak al jou speelgoed in 'n boks want dit gaan vir barmhartigheid. En 'n ruk later kom sy in jou kamer uit en jy sê, daar staan die boks met al die speelgoed in. En sy vra, is jy seker dit is al die speelgoed? En jy sê, ja, maar jy praat nie van die een wat in die skoenboks in die kas weggesteek is nie. Vra vir my hoe ek dit weet, want ek het nog steeds 'n John Deere trekker wat tot vandag toe in my kamer lê, wat ek nie gestuur het nie. Want vir my was hierdie speelding, hierdie model trekkertjie net te veel van waarde. Hoe kan ek dit dan nou skenk? Maar die gevaar sal altyd daar wees vir ons as mens, om ons eie wil te bereik. Die vlees soek graag sy eie wil, maar ons wat hier as geroepenes staan, wat ook geroep is vir 'n saak, waarvoor die Here jou ook al roep, of dit is om 'n sonnaarskoolonderwyser te wees, kinderkerk te gee, om op die kerkraad te dien, waar ook al die Here jou wil gebruik, maar jy wil nie gaan nie. Wat so graag soek jou eie wil. Jy wil die wil van God uitvoer tot waar dit jou pas. Terwyl die Here jou roep om ook te werk en saam met die prediker te staan en die kudde te versorg, wil jy nie kom nie. En so kan dit op baie vlakke in ons lewe wees. Nie net noodwendig in die kerk nie, maar selfs in die sekulêre wêreld, waar die Here jou wil uitroep, jou daar wil gebruik vir 'n saak. Daar wil jy nie gaan nie. Maar ons moet daarteen waak. Want dit gaan nie altyd oor ons eie wil nie. Want die Here het elkeen van ons met 'n doel in hierdie lewe gebring. Wanneer God sy wil aan ons openbaar en aan ons 'n opdrag gee om uit te voer, moet dit vir ons gaan om daardie doel te bereik, tot op die standaard wat God wil hê dit moet uitgevoer word. As ons in Lukas 22 vers 42 lees, staan daar, laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. En dan moet ons in die lewe kom en onsself die vraag afvra, as die Here Jesus die wil van God die Vader hoër geag het as sy eie wil,
Wie is ons om nie God se wil uit te voer nie? Waar ook al dit is, waar die Here jou wil gebruik vandag. Saul het sy eie wil begin doen en God se opdrag nie uitgevoer nie. En dit het gelei tot die berou dat God hom koning gemaak het. En so vinnig kan eie willigheid ons op die plek bring waar ons nie die wil van God uitvoer nie. Ons vind ook 'n baie gevaarlike rede vir Saul se ondergang in die geleesde gedeelte. Saul se ondergang was veroorsaak deur hoogmoed. 1 Samuel 15 vers 12, Saul het in Karmel aangekom en kyk, hy het vir hom 'n gedenkteken opgerig en hy het weggedraai en verbygegaan en afgetrek Gilgal toe. Saul het so groot geword in homself, as gevolg van sy koningskap en oorwinning na oorwinning, en elke slagveld wat hy oorwin het, dat hy vir homself 'n gedenkteken opgerig het. In homself het hy so sterk geword, dat hy vergeet het van waar af sy krag kom. Saul het krediet gevat vir die oorwinning. In sy oë was dit hy wat hierdie oorwinning behaal het. Dat hy self vir hom 'n gedenkteken oprig en in plain Afrikaans kan ons net sê Saul het hoogmoedig geraak. Ons lees vroeër in 1 Samuel 11 vers 13 dat Saul eer aan die Here bring deur om te sê, want vandag het die Here 'n verlossing in Israel bewerk. Nie hy nie, die Here. In 1 Samuel 14 bou Saul 'n altaar vir die Here en hy erken dat dit die Here is wat Israel verlos het. So kan ons sien dat Saul nie van die begin af groot was in homself nie. Hy het die krediet vir die oorwinnings aan die Here gegee. Maar daar het 'n dag gekom waar hy vir homself 'n gedenkteken opgerig het. 'n Teken vir sy oorwinning. Hierdie dwaase optrede van Saul, waar hy vir homself 'n gedenkteken oprig, sonder dat hy al ooit vir die Here enigsins 'n gedenkteken opgerig het, was net nog 'n bewys vir die rede vir sy ondergang. Spreuke 16 vers 18 sê, trotsheid kom voor die verbreeking en hoogmoed kom voor die val. Wanneer iemand hoogmoedig raak in die sportgebied, sien ons hoeveel keer hoe hy val. Ons sien hoeveel keer dat mense groot maatskappye oprig, waar hy op 'n stadium die Here vertrou het, vir kos op die tafel om sy kinders te voed. Hoe hy op 'n stadium kom waar hy so groot word in homself, dat dit uitdraai tot 'n val. En soos wat Dominee John Dick gesê het, toe ek eerste jaar was op kweekskool, hoogmoed is een van die sondes wat geen mens in homself sien nie. Dit is 'n sonde wat jou so vinnig kan oorval, as jy nie daarteen waak nie.
Maar en so vinnig kan jy vir die vlees begin plek gee, dat hy sy eie eer begin soek. Dan kan dankbaarheid vir God se werk in hoogmoed verander. Waar hy op 'n stadium so dankbaar was vir die Here wat voorsien het. En dan op 'n stadium kom waar dit voel dit is jy. Almal kan op 'n stadium kom waar hulle terug staan. Soos 'n boer wat by sy lande staan en dink, kyk, wat se oes het ek opgelewer. En net so vinnig kan daardie oes waarop jy so trots is, in 'n misoes verander. In Spreuke 6 vers 16 tot 19 vind ons die sewe dinge wat God haat. En die wat eerste genoem word is trotse oë. Wat so trots is op homself. So trots wees op die oorwinnings wat behaal is. So trots wees op die empire wat jy gebou het in jou eie oë. Of dit nou 'n huis is, of dit nou 'n besigheid is. So vinnig kan jy op daardie stadium kom waar dit voel, maar dis jy. Jou werk. Sonder om die hand van God agter dit alles te sien. Sonder om te sien dat dit die Here is wat dag vir dag jou gedra het. En so vinnig kan 'n val kom. In 1 Petrus 5 vers 5 staan daar, net so moet julle jongeres aan die oueres onderdanig wees, en wees almal met ootmoed beklee in onderdanigheid aan mekaar. Want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. God duld nie hoogmoed nie. Saul het daardeur geval en so het baie ander mense geval. Selfs kinders van die Here. Wanneer hulle oorwinning aan hulle self begin toeskryf. Daarom moet ons as kinders van die Here daarteen waak, want so vinnig kan ons ondergang wees deur ons eie roem. Hoeveel gedenktekens is daar nie al deur onsself opgerig in ons eie lewe nie. Of dit nou jou bakkie is of jou huis is. Daarom waarsku Paulus ons in 1 Korintiërs 10 vers 12, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Dit kan vir ons as mens lyk asof ons nooit sal kan ondergaan nie. Maar wanneer jy die eer vir jouself begin vat, is jou ondergang gewaarborg. Die versoeking is altyd daar om terug te staan en te kyk na jou lewe. En te kyk wat het jy bereik. Die vlees soek altyd erkenning. En so moet elkeen van ons waak teen hierdie vleeslike begeerte.
Ons sien ook Saul se ondergang was veroorsaak deur oneerlikheid. 1 Samuel 15 vers 13 sê, toe Samuel by Saul kom, sê Saul vir hom, mag u geseënd wees deur die Here. Ek het die woord van die Here uitgevoer. Saul het op die punt gekom in sy lewe waar hy oneerlik begin raak het. Oor die opdrag wat die Here aan hom gegee het. Want soos wat ons reeds gesien het in 1 Samuel 15 vers 3, het die Here die opdrag gegee dat hy alles met die banvloek moet tref. Daar moes niks gespaar word nie, van die koning af tot die kind. En daar is ook nie 'n manier dat Saul nie geweet het wat is die volle opdrag van God nie. Want dit het duidelik oorgekom toe Samuel het aan hom sê. Maar toe Samuel daar aankom, wil hy sê geseënd is die Here, want ek het sy opdrag goed uitgevoer. Maar soos wat die goeie Afrikaanse spreekwoord sê, die waarheid kom altyd uit. Saul het gelieg oor sy dade. Dit kon lyk of hy die opdrag uitgevoer het. Van 'n afstand af kon dit lyk asof Saul alles met die banvloek getref het. Maar soos ons sien in vers 14 van die geleesde gedeelte, vra Samuel, wat van 'n geblær van klein vee is dit in my ore? Saul het heel moontlik perde gehad in daardie slagveld waar hy geveg het teen die Amalekiete. Maar ek kan jou beloof, Saul kan nie 'n perd maak blær nie. So die waarheid het uitgekom. Saul kon ook nie verantwoordelikheid gevat het vir sy eie dade nie. Want toe Samuel hom vra oor dit, toe is dit die manskap se skuld. En dat hulle dit aan die Here wil offer. Maar al wat die Here vra is gehoorsaamheid, soos ons sien in 1 Samuel 15 vers 22. Want daar staan, kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffers, om te luister beter as die vet van ramme. As Saul net gehoorsaam was aan die opdrag van God, sou hy nie op die punt kom waar dit vir hom nodig was om oneerlik te raak oor sy dade nie. As hy net dit gedoen het wat die Here van hom gevra het, sou die Here nie berou gehad het dat hy hom koning gemaak het oor Israel nie. Maar oneerlikheid oor sy dade en sy afhanklikheid van God het gelei tot ondergang. Ons as mens moet daarop let om eerlik te wees oor ons dade. Ons word dit al van kindsbeen ingeskerp dat ons moet eerlik wees. Ons mag nie oneerlik wees nie. Maar soos ons ouer word, verloor ons baie keer daardie een belangrike ding wat ons geleer het as kind. Ons sien dit hoeveel keer in tieners se lewe, waar hulle ouers vra oor 'n sekere ding. Ja, as dit nee, ons het nooit. Terwyl die bewyse daar is. In die lewe van Saul kan ons sien hoe belangrik dit is om gehoorsaam te wees aan die opdrag van die Here.
Want as ons die opdrag van die Here nie uitvoer en sy wil bereik nie, en nie ag gee op die woorde van die Here nie, sal die versoeking altyd daar wees om oneerlik te wees. Maar as dit ooit op daardie punt kom, waar ons weet dat ons nie die opdrag van die Here uitgevoer het nie, moet dat ons nie dryf tot 'n punt waar ons oneerlik is oor dit nie. Of op 'n punt waar ons dit wil oorgee aan iemand anderste nie. Maar daardie daad van oneerlikheid, moet jy op jouself laai. Want baie keer kan ons die skuld op ander laai, terwyl ons weet ons is net so skuldig soos die ander. Ons kan amper sê ons het soos Saul saam met die manne op die banvloek afgestorm. Die woord van die Here waarsku ons so baie teenoor leuns, en ons kan altyd sien wat is die uitkoms van 'n leuen. Ons sien wat is die uitkoms van ongehoorsaamheid aan die Here. Spreuke 12 vers 22 sê, valse lippe is vir die Here gruwel, maar hy het 'n welbehae in die wat getrou handel. Ons kan mense probeer flous met ons woorde en met ons dade, maar ons sal nie die Here kan bedrieg met ons dade nie. Daarom moet ons vanaand besef dat ons verantwoordelikheid moet vat vir ons dade, want dit kan lei tot ons ondergang. Wanneer ons ongehoorsaam is aan die stem van die Here en nie sy opdrag uitvoer nie. Dit gaan dalk nie altyd maklik wees om in 'n vergadering op te staan en om te sê, dit is nie wat die Here wil hê nie. Maar ons moet dit doen. Ons moet nie saam met die meerderheid weggesleep word om te struikel sodat ons moet begin oneerlik wees oor ons dade nie. Prediker sê naam is beter as rykdom. Maar hoeveel kinders van die Here het hulle naam al verloor as gevolg van oneerlikheid? Hoeveel kinders van die Here was al nie vir mense wat nog in die sekulêre wêreld leef, wat dalk nog ongered is, 'n slegte voorbeeld was deur oneerlikheid, waar hulle getuig dat hulle kinders is van die Here, waar hulle die evangelie verkondig, waar hulle so hard werk om siele vir die Here te wen, so hard werk om met 'n siel te praat, maar een leuen het veroorsaak dat daardie persoon in vertroue in jou verloor. Die laaste wat ons sien in die gedeelte, sien ons dat Saul se ondergang was veroorsaak deur vergeetachtigheid. 1 Samuel 15 vers 17 sê, en Samuel sê,
is jy, hoewel jy klein was in jou eie oë, nie tog die hoof van die stamme van Israel nie. En die Here het jou as koning oor Israel gesalf. Saul het vergeet van waar af hy kom. In sy eie oë was hy maar net een van die manne van die geringste volk in Israel. In sy eie oë was hy maar net 'n Benjaminiet. Soos ons dit sien in 1 Samuel 9 vers 21. Hy het nie eers waardig genoeg gevoel dat Samuel met hom moet spreek nie. Maar so vinnig het hy vergeet wie hy was. Hierdie man wat kop en skouers by die volk uitgestaan het. Ek dink hy was seker maar Ebenezer in ons tyd. 'n groot man. Maar God moes daardie man agter die pak goed uitgeroep het. Daar het die Here hom gaan uithaal, waar hy wegkruip agter die pak goed. Want klein was hy in sy eie oë. Saul wat so klein was, wat so nederig was, het op 'n plek gekom waar hy vergeet het. Nie net van waar af hy kom nie, maar hy het vergeet dat dit God is wat hom geroep het. Dat dit God is wat die oorwinnings aan hom gegee het. Wat verlossing aan Israel geskenk het. Dit alles was alleen uit die hand van God uit. Dit was die Here wat hom as koning gesalf het. Dit was die Here wat hom uitgestuur het met 'n doel. Maar so vinnig het hy van sy afhanklikheid van God vergeet. So vinnig het Saul op die plek gekom waar hy vergeet het dat hy 'n gesalfde is, dat hy uitgestuur is met 'n doel. Hy het 'n werk om te gaan doen vir die Here. Maar hy het daardie doel vergeet. Soos wat Saul op 'n plek gekom het in sy lewe waar hy vergeet het van waaraf hy kom en wie hy was, moet ons daarteen waak dat ons nooit op die plek sal kom waar ons vergeet het dat die Here ons ook geroep het om ons te red, dat hy aan ons hartsdeur geklop het, waar jy ook die benoudheid in jou lewe gehad het, waar hy uitskree, wee my want ek is verlore, waar hy geweet het as jy vanaand gaan sterwe, gaan jy jou oë in die hel oopmaak. So vinnig kan ons vergeet daarvan. So vinnig kan ons vergeet dat die Here van ons agter die speelmat, agter die krat van die kleuterskool uitgered het uit ons sondige lewe. So vinnig kan van ons vergeet dat die Here ons agter die drankbottels van die wêreld af gered het. En so vinnig kan ons nie meer ag gee op siele wat verlore gaan. Wat struikel en spartel in die bloed van sonde. En terugsit en voel dat ons beter is as hulle.
So vinnig kom 'n mens op daardie punt. En vergeet dat die Here genade gehad het vir ons, om ons ook te red, om sy hand vir ons uit te steek en ons uit te ruk uit ons sondige lewe. En dan het ons nie vir genade verander nie. Dan het ons die genade vir 'n kind wat rondspeel in die kerk. En dink nie dat daardie siel, daardie hartjie, moet ook gered word nie. Dat hier by die kerk dit dalk die enigste plek is waar hierdie kind, hierdie persoon die enigste liefde van Jesus ervaar. Want dis hel by die huis. So vinnig kan ons vergeet dat daar 'n dag was wat die Here jou siel gered het. En daarom moet ons ook dieselfde evangelie wat ons gered het, dieselfde Jesus wat ons gered het met sy kosbare bloed, aan die mense daar buite gaan vertel. Want wat help dit wanneer ons alles hoor, die evangelie het, die goeie nuus het, maar ons is soos die dooie see, geen uitloop. Hoe vol moet jy nou word, voordat jy kan dink dat jy waardig genoeg is om die evangelie uit te deel? En daarom moet ons nie vergeet van die doel, dat die Here nog steeds wil hê, ons moet die evangelie gaan verkondig. Ons almal ken die groot opdrag so goed, Matteus 28 vers 19. Maar waarom voer ons dit nie uit nie? Vergeet ons soms van die sonde van waaruit die Here ons gered het. En so moet ons ook hier in die gemeente ook saam met mekaar staan. Want so vinnig kan ons ook vergeet hier in die gemeente, tussen ander kinders van die Here, vergeet het dat jy dalk ook met 'n sonde gesukkel het, waaroor jou broer nou struikel, waaroor jou suster nou struikel. En dan kom jy op 'n punt waar jy nie meer genade het vir daardie persoon nie. Maar jy vergeet van die genade wat na jou kant toe gekom het. En daarom sê Galasiërs 6 vers 12 vers 2, dra mekaar se laste. En 1 Tessalonisense 5 vers 11 sê, dat ons mekaar moet bemoedig, en die een die ander ophou. Maar as ons teen mekaar gaan begin draai, en vergeet dat ons saam aan hierdie evangelie waar moet trek, saam moet werk om die evangelie daar buite te kry. So vinnig het ons ondergang beteken.
wat jou doel in die oog uit die oog uit verloor. Waar jy 'n broer of 'n suster verloor, wat struikel met sonde. Want jy bedien hom nie met liefde, jy bedien haar nie met liefde. Bemoedig hom of haar nie met woorde nie, maar hulle word bedien met 'n vuil kyk. Met 'n kort afgroet, waar geen liefde betrokke is. So vinnig kan ons doel vergeet. Waarom die Here ons uitgestuur het, dat ons ook 'n doel het. So ons ondergang leer vir ons 'n ernstige les. Dat die vlees altyd sy ding gaan wil doen. Maar dit wys ons ook hoe vinnig ons as kinders van die Here God se wil een kant toe kan skuif. En ag gee op ons eie wil. Dit leer ons die gevaar van hoogmoed en die gevaar as ons die erkenning begin vat vir onsself. En dat ongehoorsaamheid gaan uitdraai op oneerlikheid. Of om die skuld op ander te laai. Maar dan wys sy lewe ook vir ons die gevaar wanneer ons ook vergeet wie ons was. Vergeet van die doel wat die Here op ons lewe het. Vanaand het die Here met u gepraat. Jy weet, jy gee plek vir jou vlees. Jy gee plek om jou eie wil te bereik. Om erkenning vir jouself te kry. Die Here praat met jou. Hy waarsku jou. Gee tog ag op die waarskuwings wat hy aan jou bekend maak deur die skrif. Moet nie dat dit lei tot jou ondergang. Amen. Ons dierbare Here Jesus, Here, dankie vir u liefde en die genade, Here, wat u aan ons elkeen bewys het. Here, maar dan wil ek ook so vra dat u elkeen van ons sal bewaar. Waar ook al ons onsself bevind in die lewe. Of dit is in 'n groot maatskappy, of 'n goeie naam, 'n gekende man in die dorp, soos ons in die ou dae sou sê, dat u ons sal bewaar van hoogmoed, van eie wil. Here, dat ons nie op 'n punt sal kom waar ons so ongehoorsaam is aan u, dat ons moet oneerlik wees oor ons dade nie. Here, maar kom ook in hierdie aand, Here, en onthou elkeen van ons. Here, dat ons weer sal onthou van waar af u ons gered het. Dat ons ook dieselfde genade, die liefde wat u aan ons bewys het, ook daardie selfde liefde vir 'n verlore gaande siel sal hê. Dankie vir u liefde en u genade wat so oor ons lewe kom en wat ons so dikwels in ons lewe sien. Ons bid in Jesus naam. Amen.